Woensdag is die dag van verraad, uitverkoopdag, prysmaakdag. Dit is wat Judas Iskariot doen, terwyl Jesus volspoed sy lewe rig op die doodloopstraat, die kruisloop, wat Vrydag op hom wag, is dit Judas Iskariot wat dit net nie meer kan uitstaan, dat Jesus as te ware uitverkoop op die godsdiens van Israel nie. En daarom besluit Judas sy weergawe van 'n hoogs nasionalistiese godsdiens, van 'n Joodse godsdiens in die engste moontlike sin van die woord, is die enigste roete, terwyl Jesus sy oog op die wêreld het, om vir die wêreld as verlosser in te tree. En daarom besluit Judas om met die godsdienstige elite van Jerusalem te gaan konkel in die donker, al doen hy dit helder oordag. En ek lees in Matteus 26 vanaf vers 14, dat hulle toe besluit het om 'n prys van 30 silwerstukke te beding as uitkoopprys vir Jesus. Judas sou Jesus vir 30 silwerstukke verraai. Dit is die prys wat 'n Joodse slaaf gewoonlik gehaal het. Dit is die waarde wat op Jesus se kop geplaas word, binnekring verraad. Maar partykeer is dit mense die naaste aan jou, wat jou nie regtig verstaan nie. Partykeer is dit mense wie se eie politieke en kulturele en persoonlike filter so hoog is, dat hulle nie eers bereid is om voor God se seun te buig, en saam met hom sy kruis al die pad te dra nie. Wat 'n hartseer dag, uitverkoop Woensdag. Wat 'n hartseer dat iemand in die binnekring bereid is om dit aan ons Here Jesus te doen. Maar dis nogtans die roete. Ons volg Jesus op sy terme. Ons dra sy kruis. Mag ons dit ook vandag doen. Môre op Donderdag reis ons verder op die pad van ons Here Jesus.